Dis nie 'n tafel. Great effect. Good stuff. Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand aan al ons luisteraars. Dis lekker om weer saam met julle te wees. Ek is pastoor JP saam met Pastoor Dani, en dit is 'n voorreg. Pastor om saam met jou hierso te wees vanoggend of vanmiddag of vanaand, wanneer ook al ons hierdie rekord. Hierdie mense hoef nie te weet wanneer ons dit doen. Ja. Hulle moet net weet dat ons dit wel doen. En ons is hier. Dis sky. So weet dat ons hierdie wel gedoen het. Ons het, as julle hierdie sien, Hierdie is nie AI. hierdie is nie AI. So dit is ons wat dit gedoen het. Dit is ons wat dit gedoen het. Ja, jy kan die video op 'n AI program sit en kyk as jy ons nie glo nie. Maar nou dat ek kan dink, nê, moet nooit 'n AI geformuleerde verdiep video van ons kyk nie. Moenie. Is daar so iets? Nee, ek weet nie, maar deesdae in die dag van AI is enigiets moontlik en ek kan imagine dat iemand ons op AI wil sit en 'n video wil maak. So dis dalk belangrik, nê, dat ons net bietjie teach rondom hoe om dit raak te sien en te weet wat is AI. So as ons meer as 5 vingers aan 'n hand het, wys jou vingers, het jy dit al gesien? So ek kry 'n video, nee, ek kry 'n video laasweek waar iemand stuur en soos kyk wat gebeur in die fabriek. As jy van daai fabrieke waar die staal kom so en dan sit vuur warm en die volgende oomblik is die ou onder die staal en die ouens kom aangehardloop en in die agtergrond loop die ou wat aangeloop kom deur die band. Hy loop soos die staal kom en loop hy so deur dit en ek soos dis 'n AI video. Soos nee, dis real, ek soos dan sê die ou daar agter, jy weet, invisible, een of ander special powers. Ja, nee. Hierdie is nie AI nie. Dis nie AI. Dis lekker om saam met julle te kuier vandag. Dit is lekker, pastor, dit is lekker. En ja, waar ook al jy is, die beste manier hoe jy hierdie podcast kan help, ek het dit al gesê, maar ek sê dit weer want ons leer deur herhaling. Die beste manier hoe jy hierdie podcast kan help is as jy 'n like gee, as jy 'n share gee, deel dit met iemand, deel dit met jou familie of comment ietsie. Ons hart is regtig om hierdie boodskap so ver as moontlik te versprei sodat mense die goeie nuus kan hoor en spesifiek die boodskap van Sondag wat pastoor Dani wat jy geshare het, 'n unfair favor in 'n unfair world. Ek love it, jy weet, 'n week nadat ek 'n Engelse woord in my tema gebring het, moes jy nou al die woorde Engels gaan maak het. Ek love it. Pastor, vertel ons 'n bietjie van waar dit vandaan gekom het. Wat was op jou hart gewees? Pastor, ek dink by jou kan dieselfde kan jy dalk getuig volgens, maar die boodskappe wat ons bring is nie goed wat jy gaan soek en dan sit een of ander teologiese ding wat jy bymekaar sit en dan die boodskap glo ek van enige goeie prediker is 'n boodskap wat jy reeds in jou hart vasgemaak. Is iets wat jy mee met die Heilige Gees tyd oor spandeer, jy weet, en wat jy sien, iets wat jy beleef het, onreg wat iemand jou aangedoen het, jy wat sukkel om iemand anders te vergewe en die journey stap en dan deel jy oor hoe jy dit oorkom het. En jy weet, in daai journeys dan ontvang ons hierdie boodskappe wat die Heilige Gees met ons oor praat en dan iewers dan sê die Heilige Gees soos okay, great, dis nou tyd, jy moet nou hierdie ding share. En dit kan goed wees wat jy 5 jaar, 10 jaar, wanneer jy ook al terug geleer het, 'n lewensles. Maar hierdie is real in die laaste ruk, jy weet, dis baie oggende wat ek sit en dan die hart van 'n pastor is ons skapies. Jy ken hulle seer, jy ken hulle pyn, jy ken die onreg van die wêreld wat die mense aangedoen word wat binne in jou gemeente is. Ja. So die laaste paar weke gereeld dan sal ek met Jesus praat en net sê Jesus, dit is so onregverdig. Jy weet, daai persoon was so getrou gewees in hulle huwelik en hulle verdien nie wat nou gebeur het in daai huwelik nie. Of hierdie persoon is so hardwerkend, is so smart persoon. Dit is so onregverdig die feit dat hy sy of sy haar werk verloor het. En ek en jy het nou dag gery, toe loop die twee ou mense loop hulle kilometers dorp toe met hulle tienerseun. En ek sê vir jou jeugpastor, dit voel so onregverdig dat ek die geleentheid het om met hierdie nuwe bakkie te kan op en afry, my kinders die geleenthede te bied wat ek hulle bied en daar loop baie mense langs die pad en ek gee nie op daai stadium gee ek nie om wat iemand vir my sê hoekom daai ouens loop nie. Jy weet, lokale maatjies wat ons opgetel het wat
graad 2, graad 3 was, dan loop hulle skool toe saam met hulle ma in die reën en dan tel ons hulle op. Ek gee nie om wat jy vir my sê wat die rede is. Hoekom hulle moet skool toe loop nie. Wat het daai kinders gedoen om dit te verdien? En die onreg van die wêreld is so reëel. En dit het my begin pla, jy weet, en ek het met die Heilige Gees begin journey daaroor. En die boodskap het voortgekom toe die Heilige Gees met my een oggend, vroegoggend praat en hy sê, maar Dani, wat is regverdig? Ja. En wat verdien jy of enige iemand in hierdie wêreld? Ja. Dit is so. Ek dink dis 'n universal, dis 'n mensereaksie. Jy weet, want jy sien die onreg raak en dit is onregverdig. We can be honest about it. En ons kan sê, ja, maar where is the justice? En dan is dit presies dit, is die Here wat vra ek maar, soek jy regtig justice wat jou toedoen en wat jou toekom, wat jy verdien. Want die woord sê dit, en jy het dit aangehaal in jou preek ook, dit wat ons verdien is nie fair in terme van, dis nie wat ons verdien nie. Dis glad nie wat ons verdien nie. Jy weet, mercy and grace, die verskil tussen mercy and grace wat Pastor Morney nou die aand by die Faith Foundations gedeel het. Shout out to the Faith Foundationers. Hy het dit so gedeel, the difference between grace and mercy is grace is receiving what you do not deserve. Jy weet, die redding, die vergifnis, die guns van God. Mercy is not receiving what you do deserve. What we do deserve is ons verdien die toorn van God. We deserve the wrath of God. Die judgment, jy weet, Romeine 6 aan die einde dan sê daar die loon van die sonde is die dood. Dis wat ons verdien. Jy weet, dit is wat ons verdien. Ons het almal gesondig. Dis dit. En dit ontbreek ons almal van die heiligheid van God. En daai woorde almal in daai skrifgedeelte het my die laaste ruk net soos gecapture en soos, wow, Dani, jy's nie onskuldig nie. Jy het 'n aandeel in hierdie onregverdige wêreld. Deur iets, en die gedeelte wat ek direk aangehaal het, is die vrug van die Heilige Gees, wat praat van vriendelikheid, jy weet, en lankmoedigheid, en geduld, en weet, al daai goedjies wat die Heilige Gees in ons hart lê, wanneer ons nie dit leef nie, dan is ons nie besig om as 'n seun van God op te tree. We're not living our sonship uit, en daai skrif wat sê dat die hele wêreld wag vir die openbaarmaking van die seuns van God. The whole of creation is waiting for righteousness. Wag vir geregtigheid om op te tree. En die enigste manier hoe hierdie wêreld geregtigheid kan ervaar, en dit kan ervaar tot toekom, of geregtigheid kan ervaar, is wanneer God dit gee. Die God wat geregtig is, en hy lei ons, en sy Gees werk deur ons, sodat ons bietjie van daai geregtigheid na hierdie wêreld toe kan bring. En ons kan 'n part hê in dit. Ons kan 'n deel hê van geregtigheid in hierdie wêreld, sou ons kies om in geregtigheid op te tree, nie in onreg op te tree. Dis my so cool, die duality daarvan, jy weet, jy het reeds 'n aandeel in die onreg. Jy het nou 'n geleentheid om God se guns en sy genade ook 'n aandeel te hê vir iemand anders. Ek dink so, want dis hoe God werk. Jy weet, hy display sy guns deur die aksies van mense. Jy weet, mense kies jou. Mense jy weet, bewys genade aan jou. En dis 'n stukkie van hoe God dit doen. Maar die amazing opportunities wat ons het om, jy weet, dis klein. Ons dink altyd aan, jy weet, hoe kan ek ietsie groots doen, soos, jy weet, ek kan nie vir iemand se mediese onkostes betaal nie. Ek kan nie vir iemand jy weet, betaal vir XYZ of wat. Maar dis fine, jy hoef nie. Dis nie wat guns is nie. Guns is nie daai groot bedrag nie. Guns is die klein dinge. Jy weet, dit is die moral support wat jy vir iemand kan gee, die encouragement wat jy vir iemand kan gee. 'n Smile, jy weet, ek dink altyd so, ek is reminded, daar's 'n storie, of nie 'n storie nie, 'n getuienis,
net voordat dat ek en Catherine getroud is, staan ons en ons moet goed deur koerier vir mense, jy weet, en ons staan daarso in die ry van die courier company en daar's 'n dame daar wat werk en jy kan sien sy's nuut. Jy weet, daar's iemand wat haar training gee en dan net sy 'n badge wat sê sy is nou nuut en sy kry nou training. En ek onthou dit was dol geweest en die ry was lank geweest en daar was 'n ou wat voor ons gestaan het wat heeltemal ongeduldig was. En toe hy voorkom, toe het hy hierdie dame wat in training is so sleg gesê en gesê, mamma, wat doen jy hierso? Jy hoort nie hier nie, jy's besig om hierdie hele lange lyn op te hou en jy weet ek het belangrike dokumentasie wat ek moet deurstuur en goed en ek is nou laat vir 'n vergadering want jy kry nou training en dis jou skuld en ek kon sien dat dat is en ek moet sê props vir die persoon wat haar getrein het want sy het toe ingekom en gesê maar meneer, dit wat jy doen nou is nie reg nie. Jy weet, en jy het gesê, maar the customer is always right, en jy weet hierdie goed, en hy het sy goed gevat en geloop, en ek onthou toe ek vorentoe kom, toe beleef ek net, toe ervaar ek net, ek moet vir haar sê, you're doing a good job, en ek het dit vir haar gesê en jy kon sien, jy weet dit iets vir haar beteken, in daai oomblik, en toe ons wegloop, toe sê ek vir Catherine, jy weet, hierdie is 'n dag wat sy nie gaan vergeet nie. Hierdie ou het nou al so sleg gesê en so, maar ek hoop dat wanneer sy dink aan hierdie dag, onthou sy iemand wat vir haar gesê het, maar jy doen goed. Jy weet, en dis daai unfair favor. Want dit het lank gevat en ek was frustreerd naderhand. Dis onregverdig, was onregverdig teenoor jou. Dit was onregverdig. en wat is die wêreld waarin ons leef? Jy het nou gesê ons moenie wegskram daarvan nie. Ek dink baie keer skram ons op die pulpit weg van ongemaklike goed, wat jy amper nie kan verduidelik nie, dis amper soos dit is daar en dit bring 'n negatiewe gevoel. Almal van ons beleef onregverdigheid. Jy doen, van die eenvoudigste ding soos in 'n ry, tot die punt toe waar jy 'n lewensmaat verloor. Iemand naby aan jou verloor, daai babatjie wat afsterf. Dit is so onregverdig en vir geen oomblik maak ons dit af as niks nie. Dit is onregverdig. Maar wat ons daarmee doen, is waar die verskil inkom. En wat my gedagtes gaan die laaste paar weke met dit, is dat, okay, kom ons sê die ou wat nou so onbeskof was met daai meisiekind, daai dame wat nou daar besig is om te leer hoe om daai werk te doen. Kom ons sit sy dogter in daai posisie, of sy seun in daai posisie, en ons sit iemand anders daar, 'n ander onbeskofte ou, in sy posisie. En sy kom vanaand by die huis, en sy is in trane, sy stikken, en sy help by haar pa, want sy was besig om te leer, en hierdie onbeskofte ou het so teenoor haar opgetree. Wat gaan sy reaksie wees? Hy gaan sê, my dogter, ek's jammer, die wêreld is so onregverdig. En dis presies wat gebeur, wanneer ons dan nie reg optree nie. Wanneer ons dan kies, om in ons mind reg op te tree, teenoor die onreg wat ons beleef. But that's not what God is calling us for. Die hele skepping wag vir die openbaarmaking van die seuns van God. Die skepping wag dat ons sal anders te optree as die wêreld. We need to look different. Ons lewe in 'n onregverdige wêreld, dit is so, maar ons moet anders lyk. Ons moet anders lyk. Ek het vanoggend post ek ding terwyl ek gym, stuur die Heilige Gees hierdie ding op my. We need to belong to our time without being conformed by the time we live in. We belong to the time, but we do not belong to this world. Jy weet, en daar is so belangrik om te besef, yes, ons lewe in hierdie tyd. Ons lewe in 'n baie onregverdige tyd, en korrupsie, en politieke dinge, en allerlei goed is onregverdig, en jy is heeltemal reg, dit is. Maar die vraag wat jy daarmee gemaak as 'n kind van God, gaan 'n impak hê in hierdie wêreld. En jy die geleentheid. Ek love it, Pastor, want obviously daai skrif, you were born for such a time as this. Jy weet, en ons kan sê, maar dis uit konteks uit, en jy weet, maar dit, tot op 'n mate is so waar, nê, want ek weet nie of jy dit al gedoen het nie, maar ek het al byvoorbeeld gesê, maar
Maar as ek terugkyk, jy weet, praat ek nou spesifiek van bedieningstyd, nee, dan en ek kyk terug na Azusa Street, ek kyk terug na Billy Graham, ek kyk terug na al daai goed, dan sê ek soos, ja, maar kon ek nie daar in bediening wees nie. En dit jy weet, dis soos, ja, maar hulle het ook hulle issues gehad. Ja. Hulle het ook dinge gehad waarmee hulle moes beklei. Inteendeel, ek dink die probleme waarmee ons sit nou, is dieselfde probleme as waarmee hulle gesit het van Jesus se tyd af, van voor Jesus se tyd. Jy weet, jy werk met pride, jy werk met greed, jy werk met die sinfulness of man. Dit manifesteer homself anders, want ons is in 'n ander tyd en jy weet, die culture is different en die tegnologie is different, so it manifests itself different, maar dis dieselfde probleem, dis dieselfde goed waarmee ons deel, en dis dieselfde onregverdigheid waarmee ons deel, dat ek dink ons moet ophou kyk na, ja, maar dit was beter geweest daai tyd, en presies daai vraag te vra, maar wat se contribution kan ek maak in hierdie tyd? Want as jy nie cut out vir hierdie tyd is nie, dan sou God nie bestem het dat jy hierdie tyd sou bestaan het nie. En geroep het in hierdie tyd nie, want sy roeping, sy mandate, sy universal mandate is dieselfde. Go out and make disciples. In die tyd waarin jy is. Pastor Risi, terwyl jy praat, gee die Heilige Gees my hierdie prentjie. Yes, ons het almal gelewe, ons eie lewe geleef. Maar die dag toe ons wedergebore is, toe sterf ons in onsself. Ons het in onsself gesterf, dit is wat die woord sê. And we are born again in Christ Jesus, for Christ Jesus. Ons is in hom gebore, en daar is ons 'n werktuig in sy hande. Nou, het jy niks meer nie. Jy is niks meer nie. So jy is nou 'n tool in die tyd wat jy leef. Different vessel, nog steeds God se. Hy beweeg nou. So of jy nou 1000 jaar terug geleef het of vandag, as jy jou hart vir die Here gegee het, maak jy spasie, die Heilige Gees om in te kom, en hy doen dan wat hy moet doen. Dis hoe dit veronderstel is om te wees. So, yes, jy kan enige verskoning gebruik van wat se tyd jy inleef, maar die purpose en die doel is nog steeds om die Heilige Gees kans te gee om in hierdie wêreld, in hierdie tyd 'n verskil te maak. En ons kan nie vir iets anders te leef nie. Ja, jy het 'n werk, ja, jy het 'n familie, ja, jy het 'n ambisies, jy het al hierdie goed. Maar as Christus nie in dit is nie, wat help dit? Wat help dit? Wat maak dit dan saak? Wat is dan die purpose daarvan as jy Christus uit dit uithaal? En as ek Christus in dit sin, dan sit soos okay, maar it's because you want to change this world. You want to have an impact in this world. En ons moet hom 'n geleentheid bied deur ons onsself beskikbaar te stel sodat hy daarin kan werk. Of jy moet vrede maak as jy dit nie doen nie, dat hy dan iemand anders te gaan gebruik. Want sy plan sal seëvier. Kom ons wees nou eerlik, jy weet, hy het gesê hy sal sy kerk bou en sy kerk sal doen wat sy kerk moet doen, en of jy nou deel is daarvan of nie. Dis hoekom ek sê dis 'n geleentheid vir jou. It's an opportunity to be a part of it. Jy weet, ek dink so altyd aan, nou, moenie hoor wat ek nie sê nie, ek sê nie dat daar extra revelation is en goed nie, maar ek dink, as ons sê ons is die continuation van die kerk van Handelinge, jy weet, al die name wat in die boek van Handelinge geskryf is, die goed wat hulle gedoen het, hulle het nooit gedink, maar ek gaan in die skrif wees, jy weet, die kanoniek van die woord nie. En ek is soos, maar dis die opportunity wat ons het tot op 'n mate, is ons het die opportunity om ons naam in die boek van die lewe te hê, wat deel is van sy storie. Jy weet, en ek dink oor 100 jaar as die wederkoms nog nie gebeur het nie. En hulle verwys terug na hierdie tyd toe. Jy het die opportunity om jou naam iewers in die mix te gooi en te sê, maar hierdie ou het opgestaan, of hierdie vrou het opgestaan, of hierdie laaitie, tiener laaitie, of jy weet, dogter of wat ook al, het opgestaan in sy tyd, en in 'n onregverdige wêreld het hulle iets contribute. Jy weet, wat in hierdie unfair world ietsie anderste was. Presies wat jy sê, is die skepping wag vir ons as kinders van God om op te staan, as wat? As kinders van God. Jy weet, dis ons om anders te lyk. Om anders te lyk, en om anders te lyk is nie moeilik nie. Dis nie 'n moeilike konsep om te verstaan nie. Al wat ons moet doen, is doen net wat die woord sê. Wees dit. Dit is dit. Elke dag. So, en pastor,
Ek dink my mind, elke keer wanneer ek preek, kan change my mind bietjie. Jy weet, dit is soos, okay, ek moet intentioneel met hierdie raak. Ek moet intentioneel met hierdie wees. As ek wil deel hê in die onregverdige wêreld, great, dan moet ek net aangaan conform to this world. Maar as ek wil transform, dan moet ek intentioneel raak. Ek moet intentioneel raak wanneer ek onreg beleef. Ja. Want jy onregverdig teenoor my optree, moet ek intentioneel wees om in geregtigheid op te tree. Wanneer 'n onreg is op die pad, dan moet ek intentioneel raak, want dis hoe ons dan daai geleentheid hê om daai unfair favor wat ons beleef, weer uit te leef na iemand toe. Kom ons chat bietjie oor die unfair favor. Want dit is ook nie fair nie. En ons moet begin by die kruis. Ja. Begin by die kruis. Die grootste onregverdigheid wat aan enige mens bewys is, en elkeen van ons wat hier sit het 'n storie. Elkeen van ons het 'n lys vol goed wat onregverdig teenoor ons gedoen is. Die grootste onregverdigheid wat hierdie wêreld ooit aan 'n mens gedoen het of bewys het, was aan Jesus Christus. En hy het gelei. Hy's gepynig. Vir my. Ja. Ek het 'n aandeel in daai onreg. Dit is verseker, en die feit dat die woord sê, he who knew no sin became sin, jy weet, en ek het dit in die verdiep video Jesaja 53 aangehaal, waar hy praat van, hy het ons siektes op hom geneem, jy weet, en daai taal is baie intentional, want dit praat nie van, ons het dit op hom afgedwing nie. Jy weet, dis 'n onreg wat gebeur het, maar hy het dit vrywilliglik gedoen. En dis my die beautiful ding van en om nie bewoord te raak nie is moeilik, jy weet. Maar die gedagte van my imperfection en my sonde wat ek gedoen het, wat ek gekies het om te doen, het hy gekies om op homself te vat. Jy weet, hoe onregverdig is dit? Want wat kan ek doen om dit te verdien? Daar's niks. Die woord sê die beste werke wat ons het is soos 'n vuil lap vir God. Jy weet wat hy weggooi, want jy kan nie, die skoonste werke wat ons kan doen will always be tainted by the evil sin that we've committed. En dit beteken dit is vir Christus om homself te humiliate. Jy weet, vir God om mens te word. Daai aksie alleen is 'n vernederende aksie. Jy weet, die God van die universe om mens te word. En dan nog om sonde op homself te vat wat it is unimaginable. Jy weet, die moslems, een van hulle grootste objections teen ons geloof is, hoe kan God wat perfek is sonde op homself neem en in iemand anders se plek? Hulle objection is die onregverdigheid daarvan. En ek sit en dink, en ek het al vrede gemaak en gesê, ek stem saam met jou, dis onregverdig. But that's the point. Dis die punt daarvan, is om te sê, ek gee vir jou hierdie grace. Onregverdig. Want ons sit nog steeds met die drie enige God. Die gedagte van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En ou moet daai konsep verstaan wanneer jy aan God dink wat onregverdige guns uitdeel, want God self is nooit onregverdig nie. Maar die guns wat ons ontvang is onregverdig omdat God regverdig is. So iemand moes in die plek kom staan het. Iemand, die regverdigheid van God, van sy wrath en sy punishment moes op iemand afgekom het, en Jesus het gekom en gesê, okay, ek sal dit vat. Ek sal dit vat, en dit is regverdig. Dat ons dan onregverdige guns gee. En daar's daai gedagte van die koning, dalk nie al die detail nie, maar die koning wat hierdie reël uitbring, hulle sê, daar word in sy treasury gesteel. En hy sê, okay, die wagte moet verdubbel, en wagte verdubbel, en dan word daar nog steeds in sy treasury gesteel, en dan sê hy, okay, great, nou gaan hy wet inbring, dat as die persoon gevang word, met die persoon gepunish word, dan word daar nog steeds in sy treasury gesteel, en dan sê, okay, great, as hulle hierdie persoon vang, dan moet hierdie persoon die hoogste straf opgelê word, dan, kon sê 39 houe, en dan vang hulle die persoon, en is sy dogter, en dan sê die koning wel, hy's 'n regverdige koning,
Deur om haar dan vry te skel is hy onregverdig en hy kan nie onregverdig wees nie. Maar almal ken hom as 'n genadevolle koning. So hy sit met hierdie dilemma van hierdie genade liefdevolle koning, maar tog 'n regverdige koning. En dan sê hy wel, dan moet daar gebeur wat moet gebeur. Dis die enigste manier. Ja. En hy weet toe as hulle haar so slaan sal sy sterf. En hulle maak haar vas op die balk en toe die pyniger die lat terugtrek, toe gaan hy vorentoe en hy trek sy hemp uit en raak ek bewoe. En hy trek sy hemp uit en hy gaan lê bo oor haar en hy hou haar so styf vas en hy sê okay, nou slaan haar. En sy woorde is nie nou slaan my nie, hy sê nou slaan haar. Why? Because that's righteousness. Ja. En hy sê slaan haar en elke ou wat op sy lyf val is vir haar bedoel. En dis onregverdig van buite af, Ja. maar dis regverdig in die konteks van die punishment. Ja. And that's the God we serve. En dit is hoekom jy vra wat hierdie gedagte is diep hierdie laaste paar dae. En dit het daardeur gehardloop en so onregverdig. Elke guns in my lewe, elke bietjie guns wat ek beleef van finansiëel, gesondheid, my familie, my kinders, my huwelik. Elke ding wat ek beleef is onregverdige guns. Ja. En yes, daar storms in my lewe op. Net die feit dat ek 'n pastor is, beteken nie ek beleef nooit storms nie. Daar storms in elkeen van daai afdelings van my lewe. Ja. Maar juis omdat die guns nie verdiend is nie, kan ek terugsit en sê, Here, die guns is soveel groter as die onreg wat ek beleef. Die guns is nie verdiend nie, en tog het ek dit. Hoe kan ek kla oor die onreg wat ek verdien? Ja. Hoe kan ek kan nie. I've got this that I don't deserve. Ek dink aan die woorde van dis 'n teoloog wat gepreek het op die skrif wat sê seek first his righteousness, his kingdom and his righteousness, and these things will be given to you. Nou in konteks, these things is kos en klere. Nou en hy sê dit nogal so, hy praat net van kos en klere. Matteus Nee? 6, ja. Al die ander goed Ja. sê is gravy. Al die ander goed wat God vir jou gee Ja. is gravy. Want nie eers kos en klere verdien ek nie. Ja, Jy ja. weet, as ek kos en klere kry, is dit genade. Maar Ja. alles anders in terme van my voorsiening, in my finansies, in my huwelik, in my gesondheid, al daai goed Ja. is undeserved. Is grace, is undeserved favor. Is presies wat dit is. Ja. Dis gravy. Jy weet, dis die sousie wat jy op die chippies en goed gooi wat dit lekker maak. Dis presies wat dit en ek sit en dink aan, jy weet, daai skrif in Jesaja 53. Daar's 'n video op YouTube waar die persoon Israel toe gaan en dan praat hy met die Jode daarso. Dan lees hy hierdie stuk en vra hy vir hulle, waar dink jy is hierdie geskrywe? En dan sê hulle, nee, dis in die Nuwe Testament. Sê hy soos, okay, oor wie gaan dit? Dan sê hy, nee, dit is Jesus. Dis Jesus van die Nuwe Testament. Nou of hy hulle glo dit nie, maar hulle ken die stories. En dan sê hy, nee, jy verstaan nie. Dit is Jesaja. Jy weet, dit is 700 jaar voor Jesus. Hy praat van die Messias, jou Messias. Hy praat van jou Messias, wat jy verwerp het. Hy praat van hom, wat nog steeds bereid is om jou sondes op hom te neem. Ja. Jy weet, en dis dit, is daai absolute, ek weet nie, ek sit en hoe meer ek dink, hoe meer is ek soos van, ek het nie woorde om die grootheid daarvan te beskryf nie. Ek het nie die kapasiteit in my emosies om ten volle te begrip wat dit beteken en dit wat hy opgeoffer het. Jy weet, as jy Hebreërs 1 lees, dan besef jy hoe it talks about the exalted nature of the Son. Ja. Jy weet, hy is groter as die engele, hy is exalted, hy is op die troon, hy is hierdie, en dan die latere gedeelte, dan is dit soos, maar hy het dit prys gegee. Ja. Jy weet, hy het dit opgegee. Daai stuk in ek dink is Filippense wat sê hy die volheid, the fullness of deity dwelt in hom, maar hy het homself geempty
deur hom die vorm van 'n mens te vat. Die opoffering wat hy gemaak het, spesifiek vir die feit dat ons nou voor hom kan verskyn as blameless. Sure. Die feit dat hy die sondes weggevat het van ons af op hom gesit het. Ja. Dis groot. Dis huge. Pastor. Dis groot en terwyl jy praat besef ek maar hoekom yes, redding is die heel eerste en die grootste rede vir dit, redding, ons is gered. Maar die volgende vraag ook, hoekom dan vir ons enigsins verder ander guns bewys? Hoekom vir ons dan hierdie deure oopmaak? Jou die guns gee, die gift gee om te kan preek. Die onregverdige guns gee om 'n leraar van hierdie gemeente te wees. En ek sluit myself in. Hoekom dit dan doen? Hoekom die ekstra myl gaan? Hy het klaar redding gedoen. Ons is veronderstel om niks nou verder te kry nie en dit behoort fyn te wees. Jy weet daai dankbaarheid in my hart dat ek sal altyd teruggaan, maak nie saak. Ek het op 'n stadium moes ek met dit deel in my mind en in my geloof dat sou Jesus nou nooit weer enigiets vir my doen nie. Niks vir my doen nie. Soos Job en ek op 'n ashoop moet sterf van die honger, sal ek nog steeds dankbaar wees vir die reddende krag en die werk wat hy daar gedoen het, die unfair favor van redding. Jy weet, sal ek nog steeds dankbaar, want dis wat dit doen as ons hierdie gesprek het. Dit kweek 'n hart van dankbaarheid. Maar dan is die vraag, hoekom dan nog meer? Hoekom dan my guns gee en 'n geleentheid gee om 'n leraar van hierdie gemeente te wees? Hoekom my guns gee en my help dat ek 'n besigheid kan hardloop en dit suksesvol maak? Hoekom my guns gee en my huwelik suksesvol maak, want ek verdien nie dit nie? Hoekom my guns gee en my gesond maak, want ek verdien nie dit nie? En dis al daai goed in Jesaja. Jesus het die onregverdigheid van die pyn op hom gedra sodat ek die onregverdigheid van die genesende krag op my kan dra. Jesus Christus het die onregverdigheid van sy lewe en sy greatness kort te laat klip op 33,5 jaar sodat ek kan aanhou leef en sukses kan behaal. Hoekom het ek dan ontvang ek nog steeds hierdie guns en jy weet, as ek 'n Sondag afstap en iemand sê of ek beleef net dat die Heilige Gees het deur my gewerk, dan is ek so humble en dankbaar deur die feit dis net guns. Dis net genade, dis net sy guns. En dan sit ek met hierdie gedagte van maybe it's because God has greatness plan in the future. Miskien is dit omdat God na jou kyk en hy soos ek gaan jou onregverdige guns gee, jy verdien dit nie. Ek gaan jou dit gee en die ability gee, want dit is onregverdig, soos met Salomo, wysheid galore, Daniel en sy vriende 10 keer beter, David is spirit, dit's nou vee, Esther beeldskoon bo enigiemand anders. Ek gaan dit vir jou doen, want ek het 'n plan. Ek het 'n plan. Wat ek wil uitvoer in die toekoms. En vir die luisteraar wat hierna luister vandag, wil ek encourage en sê, dit maak God geen aannemer van persoon nie. Die feit dat hy, daar's guns in my lewe, wat jy dalk raak sien, en jy soos, wow, maar pastor het onregverdige guns daar, maar elkeen van julle het onregverdige guns. Daar's iewers in jou lewe 'n ding wat God jou onregverdig mee seën, of dit jou wysheid is, jou ability is om geduldig te bly, jou ability is om een of ander skill te gebruik, whatever dit is, dis onregverdige guns, dis nie jy wat so smart is nie, dit is nie jy, dit is guns van God af, nou, gebruik dit, moenie daarop sit nie, moenie dit begrawe nie, dis soos die talente, moenie dit nou gaan begrawe nie, dis onregverdige guns wat jy ontvang het, gaan doen groot goed. Use it to glorify God. Die ander ding, wat ek wil by-add daar is hierdie woorde, it's for his glory. For his glory. For his glory. En jy weet, dit sluit alles in, dit sluit redding in. Die woord sê het ons lief gehad, en uit sy liefde uit het hy die plan van redemption begin. Jy weet, Johannes 3 vers 16. Maar selfs dit, he did it for his glory. Sodat ons, ek kom terug na die gesprek van die krone, wat ons 'n paar maande terug gehad het, sodat ons daai favor kan vat, sodat ons daai
daai krone kan vat, die goed wat hy vir ons gegee het kan vat en Ja. net teruggee vir hom Ja. en hom kan glorify daarmee. Amen. Amen. As my bediening enige iets of enige iemand anders glorify as hom, dan Ja. is dit 'n unsuccessful Ja. bediening. Maak nie saak hoeveel Ja. mense daar is nie. Ja. Jy weet, as jou kerk, kom ek vat dit nou 'n Ja. bietjie verder. If your church glorifies anyone or anything else other than him, Ja. your church is unsuccessful. Ja. Ek gee nie om of jy 10,000 mense of 20,000 mense Ja. 'n Sondag trek nie. As jy nie God glorify nie, Mm. dan is dit Yes. it's unsuccessful ministry in Ja. my opinie. It's for his glory. Hoekom gee hy vir jou favor? Hy het 'n plan, hy jy weet, hy's lief vir jou, jy kan al goed Ja. gee, maar daai goed is ge-encapsulate, it's for his glory. So hier's 'n gedagte en daar's twee goed en ek love it jy het sê dis dit soos asof dit so liggie aangaan. Daar's twee maniere hoe jy oneerbaar kan optree of jy onregverdig teenoor God kan optree, as ek dit dan so wil sê. En die een is om daai eer vir jouself te vat. God bless jou met onregverdige guns, soos jy verdien dit nie. Grace and mercy, jy het niks, jy het nie. Al dink jy jy's nie so smart nie, hy kan dit nou wegvat. Net so. En hy bless jou met dit en jy vat daai eer van dit wat hy reg kry, vat dit vir jouself. Dit sal so onregverdig van jou kant af wees teenoor God. Hier's die tweede ding, nê? En ek wil hê die luisteraar moet hierna luister. En as jy nie daai gift of grace wat God bestou het op jou lewe raak sien en uitgaan en iets daarmee doen nie. Ja, Dit sal ook so onregverdig wees, want dis waarvoor hy gesterf het. dis presies. Pastor, jy het 'n gift of teaching. Mm. Jy teach vir 'n jong persoon, teach jy met soveel authority. En is nie net ek wat so sê, soveel mense getuig dit. Jou teachings dra soveel autoriteit dat as iemand hoor hoe oud is jy dan soos wow, want dis in jou tyd. Maar jou ouderdom het niks daarmee uit te maak nie. Die punt is, dis 'n gift. Dis 'n gift wat jy possess. Jy het dit. Dit is joune. God het jou daarmee geseën. Verdien jy dit? Nee, glad nie. Jy verdien dit nie, maar hy het dit vir jou gegee. En weet jy, dit sal so onregverdig wees teenoor God, teenoor Jesus, se prys wat hy betaal het, as jy daai ding vat, en jy glo die leuen, dat jy's nie goed genoeg nie, jy begrawe dit. Ja. Ja. Want daar's 'n aanslag op dit, daar's 'n aanval op hierdie ding, hierdie gift, hierdie onregverdige gifts wat God ons gee. En ek kan net imagine dat die vyand rondloop, en is soos, daai is onregverdig, ek gaan dit aanval. Né? Ek dink dis wat hy doen, is soos daai huwelik laat dit werk, is onregverdig, ek gaan dit aanval. Ek gaan die unity in daai huwelik aanval, want is onregverdig, want julle twee is nie so perfek nie. En jy is 'n jong man, dis onregverdig dat jy so kan praat en so vir mense se lewens kan red. Ek gaan dit aanval. En dan val hy dit aan. Hy val dit aan deur mense se woorde, mense se opinies, strukture, whatever dit is. En ons dan moet so waak daarteen om nie onregverdig op te tree nie. Ja. Nie die eer vir onsself te vat wanneer dit kom nie, en nie stil te bly of Ja. te begrawe wanneer ons dit identify. Not to use the gift as Not to intended. use the gift. Ja. Want daar was half toe, ek wil nie sê 'n beweging nie, maar daar was so half daai gevoel onder die kerk gewees vir baie jare van, ja, maar jy mag nie boast nie. Jy pas op dat iemand jou eer. Pas op dat iemand pas op dat jy geëer word omdat jy dit kies, op die hoeke staan en bid om dit die woorde daar is om raak gesien te word. En die tweede gevaar in daai selfde skrifgedeelte is pas op dat jy dan nie uitgaan en bid nie. Ja. Uitgaan Ja. en sy werk doen nie, want daai twee gevare is albei in daai Albei skrif vasgevang. Dis presies. Ja, dis presies. En nommer 1, dankie Pastor, ek waardeer dit. Ek dink jy weet gifting is weer eens encapsulated met daai ding van it's for his glory. A gift het 'n purpose. Ja. En a gift het 'n responsibility. Veral wanneer ons praat van in the context of the church. As jy gift ontvang het en jy het jouself beskikbaar gemaak en jy gebruik dit nie, is presies wat jy sê, dis onregverdig, jy weet. Ek dink aan daai skrif wat sê wie sal 'n lig of as jy 'n lig het op dit weg wil steek. Ja. 'n lantern het en dit wil wegsteek. En ek dink daar's 'n ding, jy kry die ding humble bragging. Dis wat jy dit noem, is waar jy so humble is dat jou humbleness begin jou ego te steek.
En dis die een kant van die ekstreem en die ander kant van die ekstreem is jy wil nie eers hê jou naam moet genoem word nie. Jy weet en jy soos nee, maar en ek dink daar's 'n gevaar in albei, soos wat jy gesê het. En ek wil dit qualify om te sê onthou, as jy kyk na die eerste 4 boeke in die Nuwe Testament, die 4 evangelies, Matteus, Markus, Lukas en Johannes. Die stories is min of meer dieselfde, is die storie van Jesus, nee? Maar die naam van die boek is nog steeds Matteus, Johannes, Lukas. Dis nie om te sê dat hulle die eer vat nie. Dis te sê, okay, maar jy het 'n naam. Jy weet, en God gee vir jou 'n naam en partykeer guns en status en goed. En die vraag is, wat se storie vertel jy? Jy weet, niks weg te vat van jou naam nie. Jy hoef nie, jy weet, ek was op 'n stadium soos moenie vir my sê dit was goed geweest of moenie vir my sê ek het goed gepreek of want ek wil nie daai recognition hê nie. Nou is ek op 'n punt waar ek sê dankie vir dit. Dis deur die genade van God. Maar alle eer aan hom. As dit nie vir hom eer gebring het nie, dan is dit useless. Dan hou ek op preek môre. Pastor, is die ding, mense het soos, maar pas op dat jy iemand op 'n pedal sit. Sit iemand op 'n pedal wat 'n vlag dra, wat uitskree Jehovah Nissi, wat skree, maar God is my banner. Sit die ou op die pedal wat Christus die eer bring en hom verheerlik. Sit hom, hoekom? Wat help het jy sit daai ou daar agter in die ry, niemand sien hom raak nie. Dis dit. Iemand gaan op die pedal kom, iemand gaan geraak gesien word. So hoekom wil ons bang wees? Jy weet, my go-to scripture vir daai is altyd Paulus wat sê, my boasting is not in myself, it's in Christ Jesus. And that's it. That's the lyn. Dis die lyn. Die lyn is eenvoudig. As mense, jy weet, die persoon meer eer aanskryf of meer eer gee as dit wat hy self uit sy mond uit gee, dan is die probleem met die hart van die mense, nie met die hart van die persoon wat daarvoor is nie. Maar as die persoon daarvoor die heeltyd die glory vat, die eer vat en dit terug na Christus toe skyn, sit hom op 'n pedal. Want dis juis, elke Christen is veronderstel om daai bumper sticker te hê wat sê, maar it's all for his glory. It's all for his glory. It's all for his... Imitate me as I imitate Christ. That's it. Glorifying who? Glorifying Christ. My boasting, en dis Paul se eie woorde, glorifying Christ. Boast in en deur Jesus Christus. En wat dis hoekom ons seën. Dis hoekom ons seën. As jy gaan doen, as jy die guns, die onregverdige guns wat God jou gegee het, gaan uitleef. En maybe kan ek hierdie as 'n closing thought begin share. As ek en iemand praat in die week en die persoon sê vir my, pastor, ek voel baie keer so skuldig as ek getuig oor die goedheid van God in my lewe dat ek liewer stil bly. Nou hoe eer dit God? Want hy is so bang, dit klink boastful. En dan bly ons liewer stil. Hoe eer dit God? Jy weet, dis die twee extremes wat nou teen mekaar jol. En eintlik is dit baie eenvoudig. Doen wat jy doen tot eer van Christus se naam. En wanneer jy dan uitgaan en dit doen en mense sien dit raak, maak seker jy gee Christus die eer. Ons kan nie beheer wat ander mense om ons sê nie, maar ons kan beheer wat ons doen met die gifts wat Christus ons gegee het. So moenie bang wees om uit te gaan en groot goed aan te pak met die gifts, die onregverdige gifts wat Christus jou gegee het nie. Ek dink my laaste woord aan die luisteraar sal dan in lyn met dit wees, om te sê, jy het reeds, en dit klink baie sleg, en ek is baie jammer as dit jou sleg laat voel, maar jy het reeds gecontribute tot die onregverdigheid van die wêreld. Maar nou het jy die geleentheid om deur die gift wat God vir jou gegee het, en die unfair favor wat hy aan jou gegee het, jy het die geleentheid om dit te gebruik, en 'n contribution te maak, en unfair favor, soos wat Pastor Dani, soos jy gesê het Sondag, dat jy iemand anderste se unfair favor kan wees in hierdie wêreld. So, baie dankie. Pastor, baie dankie. Ek geniet dit altyd om saam met jou te gesels. Dit is baie lekker. En ek hoop julle het dit ook geniet, luisteraars. Ek hoop dat waar ook al julle is en wat ook al julle doen, dat hierdie boodskap julle aangeraak het. En weer eens, ek het dit in die begin gesê, ek sê dit weer, deel dit met iemand, druk die like knoppie, druk share, comment wat vir jou uitgestaan het. Dit help ons om hierdie boodskap te versprei. Jy weet, elke keer as jy comment, dan is die mense op jou feed, sien jou comment.
En daai is noodwendig nie mense of mense wat nie noodwendig na hierdie podcast sal luister of selfs weet van hierdie podcast nie. So julle help ons regtig deur om dit te doen en ek wil dankie sê aan almal wat doen, almal wat kyk, almal wat engage. En ons sien julle dan volgende week, selfde tyd, selfde plek. Wel, dalk nie selfde plek. Ons sal op dieselfde plek wees. Maar julle sal dalk That gonna get involved. Dankie julle. Ons is nie Bye-bye. AI nie.